Gaan ek nou sê, goeiemôre, goeiemôre, good morning, maar kom ons stiek maar by goeiemôre, good morning. Baie dankie Pieter. Ek dog jy gaan vir ons dit sing. Nee, ek sal met 'n liedjie uitgaan vandag saam met een van ons gaste. Nou, maar dit klink vir my goed. Ja, net Goed, dit is vandag Wêreldkankerdag en daarom skep ons bewusmaking, maar later 'n bietjie meer daaroor, net voordat ons uitkom by dit waarna ons vandag kan uitsien. Gister het ons gesels oor Wêreldvoorleesdag wat ook vandag gevier word. En Pieter het dit goed gedink om ons te vermaak met sy nabootsing van Benny Boekverm. So ek het gedink ek kan vir ons so ietsie sê. Jy's 'n stoute. Okay, gaan ons. Ja. Nou gee ek my ouderdom weg. Miskien moet jy dit Maatjies, vandag gaan ons 'n heerlike storie hê. Ja, ons gaan gesels. Is dit vir jou lekker? Ja, Môre, ek dink jy moet vir ons maatjies. sê waarna ons kan uitsien. Laat Benny Boekverm vir ons vertel. My stem man, my stem kry swaar. Maar nou ja, goeiemôre. Ons gesels binnenshuise plante. Kuier saam met die afrigter van die Eastern Cape Sunrisers cricket span. Loer in by nuwe onkologie sentrum in Namakoland, vind bietjie meer uit oor 'n splinternuwe program op Via wat jou siening gaan verander en die sanger Venter kom deel musiek. Daar sê, so wie kan ek jou challenge om te wees? Liewe heksie of so? Nee, daar is iemand in die bedryf wat ek moet nogal sê, ek kan haar nogal naboots, maar ons laat dit daar. Jy sien. Ek dink ons laat daai vir jou. Jy moet ons vermaak. Nee, jy kan maar 'n bietjie, maar kry maar die confidence. Ek sal vir jou later, Goed. ek sê jou, ek sal onthou oor daai netjie. Ja, kyk of jy dit kan uitpleis. Gaaf. Goed, so dink jouself 'n land of 'n eiland sonder enige honde in. Dink jy dit sou vir jou sin maak? Vir my sou dit net nie sin maak nie. Nee, dit sal ook vir my bietjie vreemd wees. Ja. Nee, regtig. Selfs katte, dit is vir my nog erger. Nee, ek wil nie eintlik vergelyk nie. Maar Kerseiland se laaste hond laat die eiland se hart te smelt en ek gaan nou vir jou vertel waarom. Op die afgeleë eiland meer as 1500 km noord van Wes-Australië wandel die laaste hond van die eiland, Shiloh, elke dag deur die strate en bring vreugde aan die gemeenskap. Nou Shiloh is 'n 5-jarige Labrador wat oorspronklik as 'n hulphond op die eiland ingespan is. Honde is oor die algemeen verbode op Kerseiland om sy unieke, brose en bedreigde inheemse wildlewe te beskerm. As 'n geïsoleerde ekostelsel met spesies wat nêrens anders voorkom nie, soos gespesialiseerde voëls en reptiele, poog die eiland om die bekendstelling van nuwe siektes of bedreigings te voorkom. Nou Shiloh is as gevolg van hoë kostes en streng kwarantynemaatreëls agtergelaat toe haar eienaar na die vasteland teruggekeer het en daarom 'n Shiloh het daarom 'n gemeenskapshond geword. Elke oggend roep skoolkinders haar vanuit hulle motors en by die senior burger sentrum bring sy glimlagte en geselskap vir die ouer inwoners. Eilandbewoners neem Shiloh op staptogte en gee haar die liefde en aandag wat hulle van hulle eie honde mis. Shiloh sal waarskynlik die laaste hond ooit op Kerseiland wees, maar sy bly 'n simbool van vreugde en emosionele ondersteuning vir almal wat haar ontmoet. Dis vir my so 'n hartseer storie, maar ek meen dit is nou nie iets wat dit is nie vreemd nie. Ek bedoel ons het nou gelees of geleer dat hulle probeer om die eiland te beskerm en dis meer, maar ek kan myself werklik nie 'n plek indink sonder honde of enige ander diere wat naby of wat eintlik maar troeteldiere is nie. Waar is Kerseiland? Het jy 'n idee waar dit is? Ek het dan nou net vir jou gesê, nee, ek het nie 'n klou waar dit meer is as 1500 km noord van Wes-Australië. Jy sien mos omdat ek probeer uitpleis het van vir wie gaan jy nou maar wie sal op so 'n eiland wil bly? Ek dink dit is ook 'n kortstondige. Is dit navorsers en so vir daar bly of wat dink jy? Kerseiland, ek weet nie. Dit kan wees. So dit is die sogenaamde Christmas Island. Dalk is 'n bietjie meer mense weet dan nou waarna mens verwys, maar ek dink maar net op die einde van die dag is dit vir my tog wonderlik, al is dit so 'n bietjie van 'n is my so bittersoet. Ja, dis baie mooi, maar goed, ek dink dit Shiloh verskaf vreugde. Ja, sy doen en ek meen obviously met haar agtergrond en sy's 'n opgeleide hond en goeters, dink ek sy het regtig so deel van die gemeenskap geword. Ja. Ek weet jy was nou die voorstander wanneer dit nou by revues en mondelinge praatjies en hardop voorlees kom en so by skool. Het jy ooit enige wetenskapskoue deelgeneem? Ek het nie, nee, ek dink ek het hopeloos te min van chemie verstaan.
anders het ek dalk gaan deelneem. Fisika was lekker geweest, maar chemie was Elsa, vir my 'n nagmerrie. daar's een sentiment wat ek en jy deel wanneer dit by die wees gekom het by die vakke wiskunde en wetenskap, dan het ek ook so 'n bietjie van die bus afgeval. Manne, ja, ek het 'n baie lekker storie wat ek met jou wil deel. 'n Buitengewone talent vir wiskunde en die trots van Limpopo. Ja, dis so. Het hierdie dame 'n 17-jarige Karabo Mpuru van Lebo Wakgoma, Suid-Afrika se vlag na die Taiwanese internasionale wetenskapskou gevat, of sy gaan dit daarheen neem. Dit het alles begin toe sy as graad 10 leerling per toeval 'n gesprek van haar fisika onderwyser oor wetenskapprojekte hoor. Sy het daarna met haar eie navorsing begin, wat tot haar projek gelei het, naamlik Finding the Constant Difference in an Arithmetic Sequence. Dis al klaar vir my 'n mond vol. Met behulp van die projek ontwikkel sy 2 nuwe formules wat die gemeenskaplike verskil in enige rekenkundige ry kan vind. 'n Hulpmiddel wat leerlinge tyd bespaar, probleemoplossing verbeter en wiskundige grondslag versterk. Alhoewel tans meer in wiskunde presteer, strek haar nuuskierigheid verder van neurowetenskap tot sogenaamde machine learning wat met kunsmatige intelligensie verband hou en selfs kreatiewe rigtings. Haar boodskap aan jong leerlinge: wees veerkragtig en bly eg. Karabo bewys dat met die regte ondersteuning en vasberadenheid jong mense op wêreldvlak kan presteer. Hoe's daai? Trots Suid-Afrikaans. Trots en eg Suid-Afrikaans. En ek hou van haar boodskap: wees net eg. Ja. En jy weet, 'n ou moet 'n dryfkrag in 'n ou hê. Ek dink as jy eg bly, dan behou jy daai nederigheid ook. Definitief. En ek dink ons het die afgelope tyd nogal baie te doen gekry met jong mense in Suid-Afrika wat werklik op wêreldvlak kan presteer. Dis 'n wonderlike Ja. wonderlike gedagte. Dit gee vir 'n ou soveel hoop, nie net vir 'n jonger generasie nie, maar ook, ek meen, vir Suid-Afrika. Ons is die innoverende land, ons is die planmakers, en soos wat hulle ons maar altyd sê, 'n boer maak 'n plan, maar vir elke boer is daar 'n vrou wat klaar 'n plan het. Ja. Inderdaad so. Ja. Kom ek nou op hier vir julle dames beïndruk vanmôre. vanoggend. Kyk met al die Ek het verkeerd wysheid. gestap of iets nie, maar ek het maar net gevoel ek moet dit net vir jou sê. Maar Karabo, baie geluk man, dis nou 'n Baie wonderlike geluk van goeiemôre, good morning se Ja. kant af. En weet jy wat vir my ook uitstaan van hierdie spesifieke storie? Sy het per toeval 'n gesprek gehoor Ja. van haar fisika onderwyser en ek dink dit beklemtoon weer eens die rol wat onderwysers speel. Ek het ook 'n fenominale wetenskapjuffrou gehad. Sy is ongelukkig oorlede. Maar ek bedoel, as ek moet terugdink aan haar en die hoeveelheid moeite wat sy gedoen het, juffrou Anne-Marie Strydom, dan sou ek waarskynlik dit ook oorweeg het om aan 'n wetenskapskou deel te neem. Dis interessant hoe mense altyd jou onnies sal onthou. Ja. Dis of een van die coolste onnies of die kwaaiste onnies. Ja, sy was soos 'n tweede ma vir my gewees. So, Jy sien, dit missel. maak 'n verskil. Ja. So die punte het ook eintlik geblom. Nou dat jy gesê het jy nie baie van die fisika gehou of die chemie gehou nie, maar Ja, fisika was lekker. Newton se wet en so aan, jy weet. Momentum, dit wat met spoed te doen gehad het. ek gaan nie nou teruggaan nie want dit is 'n bietjie lank terug vir my, maar goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Gaan die dinge wiskundig raak, gaan ons dit interessant vir jou. Inderdaad gaan ons. Bly ingeskakel, net hierna gesels en kuier ons verder. Kry jy ook so lank vir jou nog 'n koppie koffie en dan kuier ons verder. Goeiemôre. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Els, goeiemôre. Welkom terug man. Welkom terug. Dankie. Klink ons heerlike glaas hierso en baie hartlike goeie dag as jy ook nou by ons aangesluit het. Ons het nog baie om oor te gesels in vandag se program, so jy moet net weet, hierdie is nou die plek waar jy bly vir die volgende uur en 'n half. So, asseblief tog. Maar gepraat van interessante geselsies. Ek gaan 'n groot sluk vat terwyl jy hierdie een met ons deel. Ja, ek sal my bes probeer om hier te bly. Dis al wat ek vir jou wil sê. Maar ek wil ook vir jou vra, het jy al ooit 'n vlug verpas? En hoe ver is jy bereid om te gaan om betyds vir 'n vlug te wees? Ek moet eerlikwaar sê, ek dink nie ek het al plaaslike vlug verpas nie, maar ongelukkig het dit al gebeur dat ek op 'n tyd oor see was of so. En dan as gevolg van verkeer of vlugte wat bots en die een wat vertraag is, het ek 'n connection vlug gemis. En dan sit 'n ou bietjie met 'n Dis nie lekker nie, nee. tammeletjie. Met 'n tammeletjie op hande. tammeletjie. Ja, Maar plaaslik nog nie, gelukkig nie. Jy? ek was een keer na Namibië toe vlieg en toe het ek my vlug verpas en dit was vir my, dit was nie 'n fout aan my kant gewees nie, moet ek byvoeg, maar so bel ek toe my ma. Ek is natuurlik baie emosioneel. My ma antwoord so: "Ag, dankie tog. Mamma het net gevoel jy moes nie vandag vlieg nie." So dit was vir my so oulik. Maar ja, ek dink 'n mens sal alles aan jou vermoë doen om seker te maak jy haal wel die vlug. Maar die rede hoekom ek vra is omdat sosiale media platforms steeds aan die gons is, want reisigers by die OR Tambo internasionale lughawe moes die afgelope naweek 'n paar hekkies oorkom om hulle vlugte te haal. Giere weer en swaar donderstorms in Johannesburg het die binnelandse terminaal gedeeltelik onder water gelaat. Reisigers het geskok gekyk toe water oor die vertrekhekke gestroom het en sommige dele van die sogenaamde check-in area heeltemal onder water was. Nou sosiale media, soos ek sê, het behoorlik gegons, doen steeds met video's van paniekerige, maar dapper passasiers, insluitend 2 mense wat selfs deur waterstrome net buite die parkeerarea moes loop. Volgens AXA het 'n plaaslike wolkbreek die intense reën veroorsaak. Dit was redelik intens, wat die dakdreineringsstelsel tydelik oorweldig het. Alle passasiers kon egter steeds volgens skedule vertrek en geen vlugte is vertraag nie. Spanne by die lughawe het vinnig ingespring om die situasie dop te hou en te verseker dat alles vlot verloop. En ek sien daar word gesê 'n spesialis-kontrakteur het die dakstruktuur ondersoek om die omvang van die skade te bepaal en die lughawe se bestuurders verwag 'n volledige verslag wat ook 'n tydsraamwerk vir herstelwerk sal insluit. Jo. Nou, dis die een deel daarvan. Die ander deel is, ek het ook gesien en ons gaan daaroor praat want daai mense maak vir ons moedeloos. Reg juffrou? Diegene wat ou nuus deel op sosiale media Ja. en foto's van 2016, jy weet, ons weet dit was toe ook baie erg geweest, maar om dit te deel asof dit nuwe nuus is en ek Ja, dink nee, wat? mense dink deesdae dis 'n grap en dit is nie. Nie wanneer dit kom by iets soos iets wat grens aan 'n natuurramp nie, jy Tuurlik. weet, en oorstromings en dit tot gevolg het nie, veral ook na aanleiding van dit wat onlangs in die nuus was. So ja, daai foto's het ook hier rondte gedoen, maar ek dink 'n pluimpie vir die lughawe wat Baie so vinnig kon verseker. inspring en
probeer kyk hoe om dit uit te En sorteer. regtig nie, jy wil heeltemal verward rondgehardloop het en gesê, o, genigtig, hande in die hare, hier sit ons met 'n Ja. probleem nie. En dat alles steeds volgens skedule kon verloop het. Dit is nog iets wat vir my uitstaan. So ek hoop dat daarom net die stormwaterpype en goeders is ook gediens na dese, want dit lyk vir my, dis mos maar eintlik waar die probleem lê. Ja. Want die water het nêrens heen om weg te vloei nie. Ja, ek weet baie mense het dit ook spesifiek uitgesonder en gesê daar moet miskien 'n bietjie meer aandag daaraan gegee word, die dreineringsstelsels en dis meer en om dit skoon te hou en so aan. Maar ja, ek kan myself ek wil nie in so 'n situasie wees nie, want ek dink dit is klaar sleg wanneer dit nou 'n koue dag is. Kan jy dink jy moet met jou tas deur so 'n stroom water beweeg en Maar ek dink nou, jy wil die vlug maak, jy gaan deur die stroom water, maar dan sit jy nou met daai nat klere en skoene en alles op die vlug. Dit gaan ook nie aangenaam wees nie. nee, glad nie. Maar ek moet sê, ek dink ek het tog 'n vlug gemis. Dit was ook een keer by die OR Tambo en 'n trok of iets met staalwerke en goeders het gesit en ek kon nie verbykom nie en hulle het ook maar net vir my gesê, dis nou maar jou en daar, my vriend, jy moes maar 5 minute vroeër gewees het of so. En die ander keer moet jy hierdie ene, ek was by die ander kanaal waarvoor ek ook nou nogal bedrywig is die afgelope klompie jare, moes ek 'n program gaan aanbied met een van hulle prysuitdelings of iets soos wat hulle mos ken, 'n groot ladida funksie. En ek was 'n bietjie laat vir die vlug, maar my liewe vroutjie het daai 'n vlug vir my gestop nog. Dit was kalula.com. En daar was nie meer plek of iets nie. Die vlug was oorvol geboek, maar ek moes daai aand by die funksie wees. Toe sit ek lekker tussen die kaptein en sy assistent en goeters en daar het ek nou gesit en toebroodjies vat, maar ek het die vlug gehaal. Ek het my funksie gemaak, maar ek sal daai oomblik nooit vergeet nie. My vrou, dis eintlik cap on her hat. Hat on her. Ja, jy moet nou in die kamera kyk en vir haar weer dankie sê, Pieter. Kom nou. My dadelpytjie, was dit nie vir jou nie, het ek daardie ene gemis, maar sy het 'n vliegtuig gestop vir my. Ja, daai netjie kan ek graag oor vertel. Dit is iets wat nie enige iemand kan sê nie. Hoe sy dit reg gekry het, weet ek nie, maar sal sy dit weer doen? Ek is seker. Ek moet sê, om te hoor dat jy jou toebroodjies ook nou nog geniet het daar, Ja, dis lekker. dit is luks hoor. Nee, ek het eerste klas gevlug. Ek kan daarom sê ek het in 'n Kulula eerste klas gevlug. As jy ooit 'n eerste klas sitplek gaan soek op Kulula, jy gaan ook nie kry nie, maar ek het hom gehad. Die groot vraag is daar 'n selfie? Want as daar nie 'n selfie is nie, dan het dit nie gebeur Ek nie. was so op my senuwees, ek dink nie eers daar was tyd vir 'n foon of 'n ding om uit te haal nie. Maar dit is wonderlik. Ek het daar Ja. ook dit gemaak en gedoen. Ek sal nogal wonder hoe ver sal mense regtig gaan om 'n vlug te maak. Ek dink 'n mens sal verbaas wees en ons wil weer eens sê, AXA, Ja. OR Tambo internasionale lughawe, ons is Knap gedaan. daadwerklik beïndruk. Knap gedaan. As Nee, daar 'n ons man is wat terugkom glad nie bekommerd is om 'n vlug te mis nie, is dit Dani Neus. Maar daai storie sal ek vir jou agter die Stop skerms it. vertel. Ek sê blader vertel vir julle, ja. As jy groen vingers het, moet jy naby aan jou skerm bly want ons deel net hierna 'n paar insiggewende wenke. Jy kyk net na goeiemôre. Ja, Maar dis net nie, ja. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
that Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Nou kyk, as selfs kaktusse bang is vir jou groen vingers en daar lê of net leë potte vol beloftes en goeders jou huis vol staan, is dit tyd om jou ore te spits. Marionet Hofman van Plant Paradise gesels vandag oor plant parenting, ouerskap vir plante. En vir beginners soos ek natuurlik. Ons fokus spesifiek op binnenshuise plante en hoe jou plante in klein ruimtes, woonstelle en in plekkies met min lig kan floreer. Marionet, hartlike goeiemôre. Môre Pieter. So lekker om jou hier te hê. Dis baie lekker om jou weer te sien. Luister nou, jy weet ek het nie groen vingers nie. Dis altyd vir my mooi om te sien hoe dit lyk en ek weet ook jou plekkie lyk altyd so pragtig. Maar watter binnenshuise plante is tans besonder gewild? Pieter, dis so moeilik om dit te pinpoint op een, ekskuus vir die Engels, maar op die oomblik Scindapsus, skoonma se tong en Philodendron scandens. Ek dink daai drietjies is regtig dies wat, maar dis maklik, min onderhoud en dit lyk mooi en dis baie modern. So dit is nogal baie mooi in die huis. En as 'n ou verwys na die gewildheid van binnenshuise plante, is dit noodwendig vir kleiner ruimtes of is dit meer spesifiek maar mense wat in woonstelle bly en so? Kyk, mense wat in woonstelle bly of kleiner ruimtes is eintlik geneig om bietjie meer te fokus op binnenshuise plante, want hulle het nie 'n tuin nie, uit die aard van die saak. So dan kom hulle in en hulle vra vir plante wat baie maklik is om te onderhou en wat die spasie bietjie groen maak en mooi maak. So daar's baie mense wat plante koop, veral die Gen Z's, hulle is nee, hulle is nogal op dit hoor. Ek is baie verbaas. Hoorie, en dan kan 'n kamer 'n beperkte verskil maak. Met ander woorde, 'n sekere plante in die badkamer blom hy beter of aard hy beter in die slaapkamer, sitkamer. Daar is definitief plante wat in verskillende ruimtes beter vaar, yes. Dit is om jou antwoord kort te gee. So, badkamers natuurlik uit die aard van die saak baie meer vochtig, maar tog baie donker. So, dis baie, weet om altyd al die boksiekies te tik, is ook nie altyd maklik nie, maar oor die algemeen is dit baie donkerder areas, wat baie meer vochtigheid het. So, varings oor die algemeen, maar hulle hou nou weer nie van baie donkerte nie. So, daar is triks in die mark, wat ons slim mense vir die mense vertel en verduidelik hoe om dit te doen. Wat jy nie noodwendig nou gaan deel nie, maar jy weet, per afspraak sal jy natuurlik daai triks. Net so vinnig, jy weet, is dit vir jou lekker om die tuin buite vas te vat en jy weet, bietjie daai ontwikkelinge goeders daar te doen, en is dit vir jou net so lekker en interessant om ook binnenshuis te help vir mense as hulle kom sê? Ek is mal oor binnenshuise versiering. Ek bou regtig baie daarvan, want jy kan so baie doen met plante. So jy kan net so kreatief wees binne as wat jy buite is. So jy moet net weet wat jy doen. Jy weet, die regte plante en die regte potte. Natuurlik is die huis en die binnekant baie belangrik. Om te kyk wat se smaak die kliënt het en natuurlik hoe dit lyk. Jy weet, modern of wat se tema hulle basies dan maar volg. Dit alles moet hou in ag neem. So as ek nou wil begin, maar ek het nie regtig 'n idee wat nie. Hoe kies jy nou die regte plant en wat moet jy in gedagte hou? Ek nou vinnig opgetel, ligging, daai tipe. Ja, ek dink daar's 'n paar faktore wat baie belangrik is vir iemand om in gedagte te hou, en dit is eerstens, is daar wat se hoeveelheid lig in my huis? Wat se kamer jy dit gaan gebruik? Is dit vochtig of nie vochtig nie? Is dit baie droog? Is daar baie wind en ventilasie? En dan ook, is jy 'n plantliefhebber? Is jy baie laag onderhoud, of is jy iemand wat nie omgee om na plante te kyk nie? Ek dink daai 3 faktore is baie belangrik. So as jy nie regtig baie into it is nie, is 'n vet plantjie dalk die ding, en as jy into it is, dan kry jy 'n bonsai boom. Dit wat jy sê. So iets, maar die vetplante doen nie altyd baie goed in die huis nie, maar daar's iets soortgelyk, en dis die skoonma se tong wat baie gewild is. Jou Sansevierias, hulle is maklik om te onderhou, verskriklik min water. So, daar is gewoonlik die go-to.
as mense vir my sê nie, hulle hou nie daarvan van plante. Hulle is ook net nie mooi, maar hulle wil nie die onderhoud hê nie. Skoonma se tong. Net so. So ek het vra hoe ons by daai naam uitgekom het nie. Kan plante dinge soos jou slaap en algemene welstand beïnvloed? Ja, ek dink so. Ek dink verseker so. Daar's al baie studies bewys wat dit doen. Uit die aard van die saak neem dit jou koolstof gasse uit die lug uit. En gee dan vir jou suurstof in die huis. So dit help baie. So daar's baie studies wat dit wys en baie studies wat ook wys dat dit jou kortisol vlakke kan laat laag raak. So dis ons streshormone. En ek dink dit gee vir jou die rustigheid en die kalmheid daarvan. So dit maak absoluut sin. So eintlik wat jy vir my ook sê is 'n ou moet wegskram van jou kunsplante en blomme af, want baie mense het dalk dit eerder in die huis om moeite te bespaar dalk. Ja, Pieter, daar's 'n plek en tyd vir kunsplante waar jy regtig geen plant in 'n baie donker area kan hê en jy sal nou nie, soos ek vat nou ons die vroukie wat my na my tuin kyk in die buitekant ook, jy weet, sy vat al die plantjies vra ek vir hom elke maandag uit te vat. Maar dit kom ons ook nou by 'n vraag wat ek as ons dalk nou net daaroor kan praat, maar dis baie belangrik as jy vir 'n kliënt vra en as al die faktore, daar's nie een van hulle wat werk nie, dan is daar kunsplante wat jy eintlik moet sit, maar dis baie beter om die regte ding te kan doen. Jy weet, regte plante te kan insit, ja. Maar vertel vir my 'n bietjie van daai storie wat jy nou net wou sê van uitvat, invat dit. Ja, dis nou een van die tips en die triks wat ek bietjie kan gee. As jy binnenshuise plante het, voeding is baie belangrik, water is baie belangrik, maar ook die lig. So dis nie noodwendig direkte sonlig nie, maar baie belangrik is om daai plante 'n bietjie vars lig te kan gee. En ons doen dit een keer 'n week. Vat jou binnenshuise plante uit, sit dit natuurlik onder 'n dakkie of onder koeltebome of wat ook al. Vat hom uit, gee hom goeie water, laat hy sommer lekker deurhardloop en voeding kan jy ook dan daai dag gee as 'n mens wil of dan spuit, want jy wil nou nie enige gif of ietsie binne in die huis spuit nie. Dan gebruik jy daai dag om dit te doen, maar gee hom 'n bietjie daai lig. En jy weet, helder lig, dan help dit baie nice, jy weet, vir die fotosintese wat hy moet doen. Dit voel vir my amper soos jy het nou 'n marathon gehardloop en jy was nou die hele dag in jou hardloopskoene en die sokkies en die dinge en nou met daai voetjies ook 'n bietjie rus en asem kry, dan trek jy jou skoene uit en dis hy. Ja, dit is baie dankie vir daardie wenk, ek waardeer dit. So waar kan 'n mens 'n bietjie meer kom uitvind? Waar kan 'n mens natuurlik by julle gaan inloer? Ja, by Plant Paradise Garden Center. Ons is in 914 Rubensteinstraat in die hoofstraat van Morletta Park. Fantasties. En op die hoek, oorkant al die ander winkelsentrums om my, so dis baie maklik om te vind. En dis baie ironies dat ek nou vandag oor binnenshuise plante praat. Want hulle is min by julle. Want hulle is op die oomblik min. Ons gaan bietjie oorbou, so maar ek is nie toe nie. Ons gaan net nie binnenshuise plante hê vir 'n rukkie nie, maar as ons klaar is, dan gaan ons groot gaan weer. Want ons het baie groot area. Baie dankie Marionet vir jou inloer vanoggend. Nou ja, om nie te ver weg gaan nie. Dis nog vloer finansies en allerlei dinge wat kom. Ons is nou weer terug. AC/DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dis tyd vir jou geldsaake en ek gesels nou met die finansiële adviseur Henry Botha oor alles wat jy moet weet om jou finansies vir die nuwe finansiële jaar gereed te kry. Henry gaan insig deel oor hoe om jou salaris en belasting slim te bestuur en hoe jy jou geld vir jou kan laat werk. Welkom terug. Baie dankie. Goed, nou met die nuwe finansiële jaar wat om die draai is, wat kan ons anders doen om 'n finansiële verskil in hierdie jaar te beleef of te sien? Ja, so dit is eintlik eenvoudig, verdien meer en betaal minder. Maar dit klink soos 'n sprokiesverhaal of iemand wat die lotto gewen het. Ja. So ek gaan jou nou 'n bietjie verder vat hoe ons daarby gaan uitkom. Dis net vir my goed om te weet, jy het vir ons 'n paar voorstelle. So hoe kry mense dit reg om meer te verdien as die ekonomie dit nie toelaat nie? Want ek dink 'n mens kyk veral na iets soos markverwante salarisse, jy weet. Ja, so dit is nie noodwendig nodig om 'n groot salaris te verdien nie, maar hoe jy jou salaris bestuur van dit wat jy uitkry na jou inkomstebelasting en jou UIF om dit soveel as moontlik te maak vir jouself. Ja. Ja. En kan 'n mens dit wat van jou salaris afgetrek word minder maak? Definitief. So ek dink van die mense wat nou eers begin werk het, kry daai eerste skok van 'n salarisstrokie om te besef, maar kyk hoeveel word afgetrek. Jy weet die baas het gesê ek gaan hierdie verdien, maar daar gaan belasting af en UIF en dit is nou nie meer die som wat gemaak is nie. So SARS vat hulle pond vleis en as jy meer as daai R7.980 verdien, dan gaan SARS vir jou. So maar jy sit met die voordeel dat jy jou belasting kan bestuur. En hoe bestuur ek my inkomstebelasting wat afgetrek word presies? Is daar miskien 'n paar stappe, jy weet wat jy vir ons kan verduidelik? So party base bederf die mense, jy weet jy het jou pensioenfonds, so dan is jy gelukkig, maar jy kan nog steeds jou maksimum belastingkorting kry deur 'n uitreaniteit op jou eie privaat hoedanigheid uit te neem, om so min as moontlik belasting te betaal, en dit hang af hoe jy jou belasting bestuur. Nou, my vraag is natuurlik, kan dit waar wees? Want indien wel wil ek hê, jy moet vir ons die sommetjie doen, dat ons dit ek het verstaan. Ek het vanoggend vir Sari, en Sari sy verdien R20.000. Maar nou nadat Sari se belasting af, Sari betaal R2.183 se belasting elke maand. En dan kom haar UIF ook nog af van so R177. So sy kry dus haar salaris wat sy uitkry is maar R17.639.92. So dis wat sy uitkry na SARS gevat het. So sou sy 'n maksimum van 27.5% op 'n uitreaniteit bestee, kom ons sê R5.500 'n maand kan wegsit, dan sal SARS vir haar R1.000 korting gee op haar inkomstebelasting. So dis betaal sy nou R1.173 in plaas van R2.183. En so dit spaar sy in plaas van die R5.500 wat sy betaal sy eintlik net R4.500 per maand. Vir haar uitreaniteit. Sommetjie gedoen. Dit sou vir my baie beter gewees het as ek 'n stukkie papier hier gehad het en kon notas neem, maar ek dink dit is waarom jy daar is en waarom mense julle moet raadpleeg. Maar goed, nou is die ander vraag, wanneer sien ek dan die besparing op my inkomstebelasting? Sien ek dit eers wanneer ek die opgawes indien? Ja, so ek kry hierdie vraag baie by kliënte in terme van hulle vra vir my, Hendra, jy weet, gaan ek dit nou eers uitkry as ek jy weet, die dag my opgawes indien, of kan ek dit al maandeliks uitkry? Die antwoord is ja, jy kan dit al maandeliks uitkry. Jy kan jou werkgewer, so dit hang van jou en jou werkgewer af. Jy kan jou werkgewer vra, luister, kan jy vir my privaat retirement annuity of my uitreaniteit, kan jy dit op my salarisstrokie sit, en jy kry van die einde van die maand af al daai belastingkorting op jou salaris. So jy gaan al reeds sien, maar nou kry ek bietjie Sari gaan R1.000 ekstra kry, jy weet. En onthou, Sari hoef nie maandeliks R5.500
R500 weg te sit nie. SARI kan maandeliks, kwartaalliks of jaarliks bydra tot 'n uitreaniteit. So wat ek eintlik wil sê, as daar SARI's is wat nou nog nie hulle belastingkorting gekry het nie, is nou die tyd. Jy weet, jy kan nog 'n lomsom in jou uitreaniteit insit tot met 28 Februarie, daarna kan jy nie meer nie, dis die kerf, en dan kan jy daai ekstra belastinggeldjie kry, jy weet wanneer jy jou opgawes nou indien. So dit gaan eintlik daaroor, hoekom wil jy vir SARS betaal as jy jou eie geld vir jouself kan hê? Dit is dis die som. Hendrik, nou wat van die Maries? Nee, speel sommer. Sorry Marie Kosie, Gertjie, net solank jy minder belasting wil betaal, dis wat jy moet betaal. Hoe belangrik is dit om bewus te wees van die verskillende belastingkerwe? As ek dit so kan stel. Moet mense 'n bietjie huiswerk doen in daai verband? Dit is baie belangrik. Ja, want dit maak saak hoe jy gaan spaar op die einde van die dag. Hoe gaan jy daai kerf van jou die beste bestuur? En daar is sekere maniere van spaar wat jou gaan help, wat jy as jy in 'n sekere kerf val, is daar produkte in die mark wat jou gaan help sodat jy nie meer kapitaalwinsbelasting moet betaal of meer inkomstebelasting betaal nie. Ja. Kan jy dalk vir ons 'n bietjie meer vertel van dit wat miskien, jy weet, waarvoor geëis kan word wanneer 'n mens iets soos belasting moet afhandel? Ja, so wanneer jy so dit hang af, so mediese fonds is 'n groot ding. So jy kan eintlik basies daarvoor dink alles waarvoor die staat vir jou moet voorsiening maak, soos jou as jy 'n SASSA geval gaan raak, of as jy 'n retirement, as jy van die staatsmedies gaan gebruik, jy weet die staatse hospitale is die PICA of so aan. As jy daai korting wil hê op jou salaris waar jy belasting nou kan afskryf, dan moet jy bydra tot 'n mediese fonds, tot 'n uitreaniteit. En dan hang dit af wat 'n beroep jy doen. Jy weet, jy kan op travel allowance kan jy afkry as jy byvoorbeeld 'n rep is en jy's op die pad en jy gebruik jou eie voertuig. So dis belangrik om te gaan kyk, maar daar's 'n groot lys van dinge wat jy kan na gaan kyk. Jy weet, jou kantoor gebruik. Is dit jou eie kantoor waarvanuit jy besigheid uit doen vir jou werkgewer? Daai gedeeltes is kortings wat jy kan kry. En ek dink weer eens, dit is waarom ek iets soos die kundiges of die rol van kundiges ook wil beklemtoon, en ons gaan nou net daarby uitkom om te hoor hoe mense met julle kontak kan maak, maar bestaan belasting effektiewe besparing nog? Definitief. So dit hang af. Kom ons sê jy kan in 'n jaar net R36,000 wegsit. Dan is dit tipiese belastingvrye plan vir jou. Jy weet, jy kan spaar tot R36,000 'n jaar. Jy kan hom nou ook volmaak voor 28 Februarie. En dan het jy R500,000 wat jy belastingvry basies kan spaar binne daai plan. So dit is as jy net tot 'n 36. Sou jy meer as R36,000 kan wegsit, jy weet 100,000 of so, dan sou ek sê, jy weet, vir my 'n tipiese endowment, 'n 5-jaar plan, jy word binne die fonds belas teen 30%, en ook 'n tipiese effekte trust. Jy weet, effekte trust is teen kapitaalwinsbelasting, en dis nie 'n maatjie noodwendig nie. So kyk na Everest Strategic Income Fund, jy weet, ons Onyx-planne, jy word deur dividendbelasting, soos op die SARS tabelle, belas teen 20% vasgestel. So as jy in 'n kerf val waar jy 45% of so, jy wil nog nie spaar teen daai belastingkoers nie. Spaar teen 'n 20%, kom sien ons by Everest dat ons vir jou so 'n plan in werking stel. Gee vinnig vir ons julle webtuiste. Jo. Ek sit jou op die spot. Moenie bekommerd wees nie. Everest Advisory Services, dit is waar jy met hulle kontak kan maak. Nou, ek hoop daai netjies se skoene is gepoets en die aandrakke gereed. Bly ingeskakel. Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees?
goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ek het net voor die breek verwys na netjies se skoene en aantrokke en jy gaan nou verstaan waarom. Want as jy nog nie planne vir Valentynsdag het nie, moenie verder soek nie, want jy kan by 'n spoggeleentheid aansluit en terselfdertyd 'n verskil maak. Ek gesels nou met die voorsitter van die Down-sindroom Vereniging van Pretoria of Tshwane, Magda Lourens, om meer uit te vind oor die Valentynsbal wat 'n spesiale fondsinsamelingsgeleentheid is om mense met Down-sindroom en hulle families reg oor Gauteng te ondersteun. Baie welkom hier by ons, Magda. Goeiemôre Elsa, dankie vir die geleentheid. Goed, vir diegene wat nou nie weet nie, wat is julle hoofdoel by Down-sindroom Vereniging Pretoria of Tshwane? Ons as 'n organisasie wil graag hê dat deure moet oopgaan so ver ons gaan vir persone met Down-sindroom. Ons probeer in al ons dienste wat ons lewer om ondersteuning te bied aan persone met Down-sindroom en hulle families van die dag wat 'n baba gebore is tot die dag van cradle to grave, as ek so kan sê. Ja. So deur al die verskillende ouderdomsfases in hulle lewe wil ons daar wees vir die families en ons doen dit dwars oor die stad in al die areas van die stad waar ons ook al 'n oop deur kry. Daar gaan ons. Goed, so waarom is insluiting, waardigheid en onafhanklikheid so belangrik vir julle net in 'n neutedop? Ons wil graag hê dat mense 'n vol lewe moet lei. 'n Persoon met Down-sindroom 'n vol lewe moet hê, 'n kwaliteit lewe moet hê en aanvaar moet word oral. En dit is wêreldwyd is dit so dat persone met Down-sindroom ingesluit word in die hoofstroom, in skole en in die werksplekke en ons wil graag hê dat mense geleenthede moet kry sodat hulle 'n lewe van meer kwaliteit kan hê. Goed, so kom ons gesels oor die Valentynsbal. Wat kan ons verwag? Dit gaan nou 'n lekker geleentheid wees. Wanneer laas het jy nou lekker aangetrek, mooi aangetrek, fyn proeversete geëet, lekker gedans? Ek kan nie onthou nie. Nou maar presies ja. So, toe ons sien hierdie jaar dat Valentynsdag op 'n Saterdag is, toe dog ons net, jessie, ons moet 'n plan maak. So, ons het toe die bil by die horings gepak en die geleentheid gereël. Ja. By Monty de Deyo bied ons dit aan. Dit is so 'n fantastiese plek, venue. En hulle is ons so goed gesind, dit gaan 'n heerlike 3-gang maaltyd wees en dit gaan ons gaan heerlik dans, lekker musiek. En dis 'n geleentheid waar jy kan kom lekker jol
maar lekker bietjie uithang, ook die hare laat hang en sommer net dit geniet en in terselfdertyd 'n verskil maak soos jy vroeër gesê het. En ek dink dit is presies wat vir my die belangrikheid daarvan so mooi vasvang, is die feit dat jy jouself kan gaan geniet, terwyl jy weet, jy maak ook 'n verskil deur daar te wees. Presies, ja. Kan jy vir ons so 'n bietjie meer oor die veiling vertel? Ja, ons het 'n klompie veiling items wat ons geskenk gekry het en ons het 'n afslaer wat spesiaal vir ons die veiling gaan hanteer en ons hoop dat mense sommer hulle hande diep in die sakke sal steek om vir ons te help om daarmee ook 'n geldjie in te samel, want ons is 'n NPO wat net op ons eie fondsinsameling projekte moet staatmaak. So die fondse wat ons insamel gaan dan vir al ons dienste en die veiling gaan 'n groot deel daarvan wees. Uit die aard van die saak weet ons dit gaan swaar met mense, so maar ons hoop regtig dat ons daardeur ook 'n geldjie kan inkry om die fondsinsameling nog 'n groter sukses te maak. Absoluut. Die venue op sigself is baie sprokiesagtig en dit klink omtrent na 'n spoggeleentheid wat gaan plaasvind. So die groot vraag is, moet ons dan nou aandpakke en aandrokke gereed hê? Nee, dis altyd so moeilik, maar ons sê dis formeel. Goed. So as dit nou beteken dat jy jou beste klere in jou kas moet uithaal, en wat ook al jou beste klere is, dan hoop ons dis dit. Dan dink ons dit sal reg wees. Ek weet nie regtig wat 'n pak hoef te wees vir 'n man nie, maar dit kan 'n mooi ten minste 'n das. Ten minste 'n das. Definitief nie chinos en jeans nie. Maar en die vrouens kan maar lekker optof en hulle self mooi maak of nog mooier maak. Ja. Goed, so waar kan ons meer inligting in die hande kry en kaartjies koop? Goed. Julle kan ons kontak. Die maklikste om te sê is die e-posadres. Ja. info@downs.co.za. En dan gaan jy uitkom by Hanlie Swanepoel, ons bestuurder in ons kantoor, en sy gaan dan vir jou verder help. Daar is ook 'n telefoonnommer, ek hoop ek onthou hom reg, 082-532-8177, maar ek weet nie of mense dit gaan onthou nie, maar info@downs.co.za is die maklikste. Hulle kan ook op Facebook gaan kyk. Daar is heelwat posts wat ons daar gemaak het, skus vir die Engels. En daar is heelwat riglyne daar ook hoe om by Hanlie uit te kom om dan jou kaartjie te boek. Ons het net nog 'n paar daggies. Dan moet ons die finale getalle deurgee vir 'n Monty Tadeu. So ons het tot die naweek. Goed. Baie dankie. En ons is seker vanaand gaan groot belangstelling wees. Dankie. Nou ja, dis tyd vir jou sport. Arnold staan slaggereed en dit met 'n kolf in die hand. Nou ja, nie heeltemal nie, maar dis amper. Dankie Elsa. Goeiemôre. Arnold Geerts hier met vanoggend se sport. En die SA20 het nou net klaar gespeel en een van die manne wat werklik waar diep spore daar getrap het, weer eens vir die derde keer, is die Eastern Cape Sunrisers se Eddie Burrell. Hy gesels met ons direk van daar onder af. Eddie, thank you so much for your time. Really appreciate it. I do want to ask you first off, what do you ascribe your success to with this third win in the SA20? Well, I think we've been quite fortunate, and firstly, thanks for having me on the show. We've been quite fortunate in that all 4 years we've had very good teams. There was an initial cycle of 3 years, and then we had an auction, and I think we did very well in the auction, and we managed to get a really good balanced team for this year, and I think that balance proved right, and in the end we were able to lift that trophy. So I'm really fortunate to have such a good balanced team that we're able to put on the park every single game. Eddie, we hear that so often from coaches. I'd like you to try and explain to our viewers what you mean when you say balance. What does that mean for you and the team? Well, in South Africa, I think there's a good ratio between spin and fast bowling, and so we generally have 3 quick bowlers,
Mostly we played a guy called Adam Milne from New Zealand, and then we played Marco Jansen, and then we played Heinrich Nokia. And then we sort of had Lewis Gregory as the fourth seamer, sometimes Luta Supamla. So we were able to play 3 main quicks, and then we were able to play 2 spinners, at least 2 spinners, sometimes 3 spinners. And so it's a good balance between seam and spin. And then we were able, because we had so many all-rounders, we were able to bat very deep. So we had even Sen Mutusamy, who's recently got 2 test hundreds. He was batting 9 and even 10 the one game. So, we were able to bat very deep and have this balance to our team. And coupled with that, we were very good in the field. So we were able to support our bowlers. So we sort of ticked all those boxes of being the balance being right between spin and seam, but also being able to bat deep. So that's what a balance is all about. I think watching it, obviously, the best SA20 so far, and I bet you it's going to be even more better and improved as the line would go next year. But what was good about it for you and your team this year, AD? I think the support around the country for all teams. I think the 6 teams are really good. I mean, 2 of the best teams on paper didn't qualify, and that was like, every single game is high pressure, and you're playing against very, very good opposition. I'm really humbled to come out on top and win that trophy when I look at the other teams and what power they have in their teams. It's really quite impressive. But around the country, there is support for all the teams, and I think we topped that list with our support at St. George's Park. It's been exceptional. We really do have a 12th man kind of whenever we go on the field at home. It's incredible, the support. But around the country, I think the support and the interest, wherever I go, there's a lot of interest, and people that I didn't think even knew about cricket have shown a lot of interest in this. Eddie, lastly, before we wrap up, I noticed that so many players who play against each other these days chat on the field, and that's because so many of the players play around the world with each other. Has that really rough edge to cricket gone? Is that something that I've observed correctly? I think there's a lot of friendships that exist, even between countries. There was a lot of English players here, and because of them playing in the leagues around the world, but also for their countries against South Africa, you get to know each other. So sometimes you're teammates, sometimes you're adversaries. But I think there is a friendship which is new. But I don't think it takes the edge off. The players really want to win, and every single time it's a lot of competitiveness that comes out on the field. Sometimes it boils over in the wrong way, but certainly I think there might be a lot more friendships than in previous years, but I don't think it takes away from the competitiveness now. I fully agree with you, and I hear you. AD, thank you so much for your time. Absolute honor to talk with you. Best of luck for what lies ahead for you in the near future. Nou, Elsa het vroeër genoem dat dit Wêreldkankerdag is, en daarom gesels ons net hierna met Cancer. Bly ingeskakel, en as jy mooi daaroor dink, word ons almal daardeur geaffekteer. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with
comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Vandag is Wêreldkankerdag en mense word wêreldwyd deur een belangrike boodskap verenig. Elke kankerervaring maak saak. Ek gesels nou met die uitvoerende hoof van die Kankervereniging van Suid-Afrika, Elise Joubert, oor vanjaar se tema Verenig deur uniekheid en oor wat Kansa reg oor die land doen om mense wat deur kanker geraak word te ondersteun. Nie net vandag nie, maar elke dag. Elise, goeiemôre. Môre Pieter. So lekker om jou hier te hê. Ag, is vir ons 'n voorreg om vandag hier te kan wees. Soos 'n somersbriesie het jy hier gewaai vanmôre. Sê net gou vir my, jy praat van verenig deur uniekheid, die tema van hierdie jaar. Wat bedoel julle met dit? Met hierdie tema wil ons weer beklemtoon, weet dat elke kankerervaring is diep persoonlik. Jy weet, agter 'n kankerdiagnose is daar 'n persoon, 'n geliefde van iemand, en daar's geliefdes en daar's vriende en familie en almal word geaffekteer en maar beleef dit op verskillende maniere en het verskillende behoeftes in verskillende omstandighede. So daarom beding ons vir mensgesentreerde behandeling en versorging, want dit red lewens en dit gee weer hoop en dit herstel waardigheid. En dit is vir julle belangrik om ook, jy weet, 'n mens met die mens agter die diagnose raak sien. Absoluut. Want elke ou hanteer dit anderste. Absoluut. Dis vir my interessant, nee. Dis vir my asof ek meer mense sien wat eintlik positief reageer as hulle gediagnoseer is met kanker. Weet wat net hierdie optimisme het. Ja, weet jy, baie dikwels is die pasiënt gefokus op nou wat nou kom. Ek dink is baie keer meer vir die familie. Wat die groot onsekerheid het. Die pasiënt is nou in die proses en gaan daardeur. Maar daar is Kansa ook onder andere. Ons het 'n hulplyn wat ons families kan of pasiënte kan inskakel en waar ons inligting en advies kan gee. Ag en ja, Kansa. En jy weet, ons is 95 jaar hierdie jaar, dit is so voorreg, maar ons etiek is deernisvolle en mensgesentreerde dienste en versorging, en ja, ek weet nie veel tyd het ons nie, maar ons het baie reeks van ondersteuningsdienste wat ons kan aanbied. Hoe lyk die kankerstatistieke in Suid-Afrika? Weet jy, dit is goed dat jy die vraag vra, want Kansa sê dat ons Suid-Afrika voor 'n dreigende tornado, 'n hewige kankerlas staan. Volgens ons voorspellings gaan ons hier by 2030 elke jaar
ongeveer 220,000 nuut gediagnoseerde persone met kanker sien. So ja, ons moet begin beheer neem van hierdie situasie. En dis waar Kansa ook 'n belangrike rol speel, net so in kort, jy weet, wat se dienste en ondersteuning bied julle van Kansa se kant af? Ja, weet jy, ek wil begin om met die beheer neem en daarom ons bied voorligting, publieke opvoeding aan, want weet jy, dit is so belangrik dat ons by onsself begin, dat ons verantwoordelikheid neem vir ons eie gesondheid en dat ons risiko's vir kanker weet. Want meer as 50% van kankers is maar leefstyl gedrewe. So daar's 'n klomp goed wat ons self kan doen en nou ja, ons gee daai voorligting. Fantasties. Dan is dit so belangrik, Pieter, dat ons kanker vroeg opspoor en daarom is vroeë opsporing kankersiftingstoetse dat ons daarvoor sal gaan. Nou Kansa het by al ons versorgingssentrums, het ons klinieke waar ons dit aanbied in die gemeenskappe en ek wil spesifiek noem dat ons hierdie week by verskeie lokale reg oor die land bied ons gratis siftingstoetse aan. So ek wil regtig vir die publiek vra, gaan kyk na ons webtuiste, gaan kyk of daar so 'n lokaal naby jou is en maak asseblief geleentheid want vroeë opsporing red lewens. Ek stem 100% saam met jou. Nou ou moet nie te bang wees nie. Ek meen ou moet nie gaan en kry eerder dat jy kan voorkoming is beter as die genesing. Absoluut. Nee, want weet die kanker behandeling prognose is net soveel beter as dit vroeg opgespoor was. En weet jy, mense moet nie bang wees. Ek weet ons huiwerig, maar niemand is alleen nie. Telefoon op, maak met ons kontak, ons is daar. Sê net gou vir my, jy weet, as ek nou vir jou vra, wat kan ek doen op wêreldkanker dag? Wat sê jy vir my sê? Wat kan ons doen? Wat kan ons as kykers doen? Wel, soos ek gesê het, neem verantwoordelikheid. En gaan vir daai siftingstoetse asseblief en gaan vergewis jou van hoe kan jy jou risiko's verminder? Want ag weet jy, as ek sê dis eenvoudige goed, soos moenie rook nie. Meer as 30% van alle kankers is direk verwant aan rook, maar ag daar's ander goed, ons gesond is ongenadiglik en neem sonbeskerming, dra hoed, bly die son tussen 10 en 2 en ag weet jy, ja, dieet, kyk daar nou, hoë vet dieete en geprosesseerde kosse, so daar's klomp goed wat ons kan doen, maar raak ook betrokke. Jy praat van betrokkenheid, net so vinnig, wat se aktiwiteite het julle alles van nou tot so einde Maart? Ja, weet jy, hierdie tyd is hoogseisoen vir onder andere ons Re-Ray for Life program. Dit is geleenthede wat ons aanbied, wat ons in solidariteit met ons kankerpasiënt, wat nie kan sê, ek is nou moeg, ek wil nou nie meer ek wil nou ophou, wat deur die nag spanne rondom bane, so gaan kyk waar is dit, raak betrokke daarbey. Daar is ons Shywe Funds, waar ons betrokke by kan raak, maar buiten dit wil ek vir die persone geaffekteer deur kanker sê, niemand moet alleen hierdie pad loop nie. Gaan kyk wat is beskikbaar, ondersteuningsgroepe. En daar, soos ek sê, daar's 'n baie reeks van behandeling, ondersteuning wat ons kan gee tydens hierdie tyd. Nie net vir die persoon geaffekteer nie, maar ook sy familie en geliefdes. Elise, baie dankie en dankie vir al die harde werk wat jy en al die spanne saam met wie jy werk ook doen om mense bewus te maak van kanker en sterkte ook met die Kanker Wêrelddag. Ek weet dit sal goed gaan en baie dankie net vir die ongelooflike werk wat julle ook van Kansa se kant af maak. Baie dankie Pieter. Nou ja, van hierdie geselsie gaan ons bietjie kyk en gesels oor 'n nuwe onkologie sentrum in Namakwa. Ons bly by Wêreldkankerdag. Nou kankerpasiënte van die Namakwa-land hoef nie meer ver na Kimberley en Bloemfontein te reis nie, want 'n nuwe onkologie sentrum in Springbok, die Namakwa Civic Movement, is nou amptelik in bedryf. Iets wat as 'n belangrike deurbraak vir gesondheidsorg in die streek beskryf word. En ek gesels nou met die woordvoerder wat ook woordvoerder van die Namakwa plaaslike munisipaliteit is, Dr. Gustaf Bok. Baie welkom Dr. Gustaf. Baie dankie. Ek voel welkom en ook goeiemôre aan julle luisteraars en julle ook, ja. Goed, so wat kan mense verwag van hierdie nuwe onkologie sentrum wat soos wat ek verstaan, gaan dit eers later oop wees vir die publiek, nie waar nie? Ja, soos ek dit hier sit, het ons 11 ure offisiële toer as 'n belangrike sogenaamde stakeholder van Vedanta Zinc internasionaal wat eintlik maar die borge is vir hierdie fantastiese fasiliteit wat amper oor die 20 miljoen rand gekos het. Nou,
daar is 'n heel paar dinge wat nou nog moet vasgemaak word, onder andere personeel wat die fasiliteit moet beman. Hulle moet opgelei word. En daar is 'n commitment van die provinsiale gesondheidsorg departement om basies begroting te bewillig vir hierdie opleiding en ook addisionele staf, omdat ons weet om kankermense te behandel is 'n gespesialiseerde diens en dit maak dit maklik as dit so gedesentraliseer is soos in die Namakoland. Soos jy sê, mense hoef glad nie meer te travel na Kimberley of Bloemfontein vir behandeling en die voortsetting van behandeling, en ook diagnoses. So hulle kan dit nou basies plaaslik alles fasiliteer, ja. Is daar enigiets anders wat jy sal byvoeg na aanleiding van waarom hierdie deurbraak so belangrik is wat gesondheidsorg betref? Wel, baie belangrik, soos wat die vorige spreker genoem het, is die vroeë diagnose en intervensie as dit kom by kanker is krities belangrik. Jy weet dit is nou beskore vir ons omdat daar 'n groter fokus gaan wees met die fasiliteit. Somtyds is mense so 'n bietjie laks as die woord reg is met die kanker en diagnoses en om vroeg te gaan vir sifting, maar hierdie fokus nou wat daar is, gaan baie mense wakker maak, om vroeër te gaan ondersoek instel en sif. So die ander faset is die afstande wat getravel moet word. Dit gaan iets van die verlede wees. Soos jy weet, in so 'n fasiliteit dat jy aanpassings tot jou chemoterapie wat kan virtueel gedoen word, net soos ons nou gesels op 'n virtuele platform, kan spesialiste wat ons noem tumor boards sit en jou behandeling aanpas na gelang van wat jou vordering is. So jy weet alles kan virtueel deesdae gedoen word en onkologie gaan groot baat vind in die toekoms van virtuele intervensie en beplanning natuurlik. Ja, nou die tyd is besig om ons vinnig in te haal, maar hoe sien julle die sentrum as 'n voorbeeld van hoe privaat maatskappye en die staat miskien ook kan saamwerk om gesondheidsorg te verbeter? Ek is van opinie veral in landelike gebiede dat daar geen meer net die sogenaamde publieke diensleweringsfasiliteite en instansies mag wees nie. Privaat sektor instansies moet hand aan hand werk saam met die publieke sektor om basies die sektor te versterk. Ek wil ook noem daar is soveel wastage of wastage in die publieke sektor as dit kom by bloedtoetse, die herhaling van dit. Wat baie belangrik is privaat en publieke sektor se hande vat, is hierdie sogenaamde shared record keeping systems. So as iemand, wat 'n dokter is in privaat jou leer oopmaak of as digitaal, kan hy presies sien wat in die publieke sektor gedoen het en daar hoef nie meer gedupliseer te word nie. So vorentoe gaan dit baie belangrik wees dat privaat instansies en hospitale en sentrums hand in hand met die publieke sektor saamwerk. Ja. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Besoek gerus na Makwa Civic Movement se webtuiste vir meer inligting. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes.
AC/DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Ek is Sumeri Jordaan en my droom was nog altyd om 'n geleentheid te skep waar gestremdes beter verstaan kan word, of soos ek dit noem, differently abled mense. Bekendes word uitgedaag om 'n dag te spandeer in 'n differently abled persoon se lewe. En so tussendeur die lag, die huil, die mooi en ook die moeilike oomblikke, dalk hul siening wil verander. Dis verander jou siening vanaf 5 Februarie om 8 op Via. Verander jou siening is 'n nuwe doku-realiteitsreeks op Via wat ons nooi om vir 'n oomblik 'n ander leefwêreld te verken, terwyl dit dalk net jou siening mag verander. Nou, ons het sopas na die lokprent gekyk want die program begin môre aand en word aangebied deur die sangeres, motiveringsspreker, inhoudskepper en voormalige mejuffrou Dowe SA finalis Sumeri Jordaan. Sy kuier nou eers by ons voordat ons môre aand by haar gaan kuier, so Sumeri, baie welkom. Hallo Elsa, so lekker om hier saam met julle te kuier. Dankie. Nou sê net eers vir ons, hoe sou jy die konsep van hierdie reeks vir ons opsom? Sjoe, dit is definitief waar ons 'n dag in 'n lewe van 'n differently abled persoon gaan spandeer. So dis ek en 'n celebrity, baie opwindend. En wat vir my so ongelooflik was van die reeks is dat 90% van die celebrities nog nooit 'n dag of 'n encounter met 'n differently abled persoon gehad het nie. So ons vat julle deur die journey waar ek en die celebrity 'n dag in 'n differently abled persoon se lewe spandeer. Dis doof, blind, verskillende tipe gestremdhede, of soos ek dit noem, net differently abled. Ja, jy gaan lag, jy gaan snot en trane huil, so ons sien uit. Sommer 'n hele paar emosies, alles in een beleef. Kan jy dalk 'n paar name van die bekendes noem wat deel van hierdie reeks gaan wees? Die reeks begin met my tweelingsussie en ons sit vir Lia in haar skoene en dan Willem Botha, Christine, Akani Sibiwe, die Olimpiese atleet. Ag, en die res moet julle wag om te sien, maar dis net 'n paar. Weet jy wat, ek dink hierdie mag dalk nou 'n onregverdige vraag wees, maar ek wil tog vra. Was daar vir jou 'n gunsteling gas of 'n oomblik of 'n episode gewees?
Ja, en nee, elkeen is so uniek, maar ek sal definitief sê, daar was 'n episode wat ons in die Aardskaap geskiet het, saam met Daniel van der Walt, wat vir my ongelooflik was, en ons het met 'n meisie geskiet, of 'n vrou wat bros bones gehad het. Dit beteken, haar bene is baie bros, so sy het al oor die 100 bene in haar liggaam gebreek, wat vir my net so ongelooflik was, en sy dans. En ons het so hele spottery deur die episode gehad van, jy weet, moet net nie 'n been breek nie. Break a leg, maar nie letterlik nie. So, dit was so mooi humorsin wat daar uit is kom, en ek hoop die mense sien die humorsin deur die reeks, want dit is die lig en die humor wat ons heen wil wys. Goed, nou jy is self hardhorend en leef met serebrale gestremdheid aan jou linkerkant. Waarom sou jy sê, is dit so belangrik om mense se sienings te verander? Daar's definitief 'n groot mispersepsie rondom die woord disability. Mense dink outomaties, as jy doof is, as jy blind is, as jy dom, jy sommer alles in een. En die waarheid is, ons doen net eintlik dinge bietjie anders. So, as 'n hardhorende persoon, ek het baie spraaklesse gehad en deur baie dinge in my lewe gegaan. En ek wou op die punt kom waar ek mense se sienings kan verander en vir mense wys, as ek kan jy ook. Sjoe, so 'n mooi positiewe boodskap ook. Nou dis nie net bekendes wat deel van die program is nie, maar ook organisasies en skole wat gemeenskappe skep vir mense wat differently abled is, nê? Ja, ons is so bevoorreg om deur die reeks 'n verskeidenheid van skole te kon besoek en verskillende organisasies om te wys hoe pas differently abled mense aan, en is die omgewing, jy weet, rolstoelvriendelik of disability vriendelik. Ons was ook bevoorreg, moet ek ook by sê, as dit nie vir organisasies was wat ingekoop het in die reeks nie, was dit nie vandag moontlik nie. Fairtree is die hoofborg van die reeks, en ek is hulle ongelooflik dankbaar, want as dit nie vir hulle was nie, kon ek nie sienings verander het vandag nie. So, wie sou jy sê moet môre aand inskakel en hoe laat moet ons inskakel? Almal. Jou tannie, ouma, oupa, jou hond sal dit tot geniet. Enige iemand, die reeks is regtig vir enige iemand. En ek wil jou uitdaag. Ons wil jou siening verander en ons wil die mense om jou se siening verander. So definitief vir almal, dit is môre aand om 8:00 net op Via. So Marie, ons is saam met jou baie opgewonde, ons gaan verseker inskakel, en vir jou wil ek ook sommer net sê, baie dankie vir hierdie inisiatief wat jy geneem het, om met so iets vorendag te kom, en om ook die bekendes daarby te betrek, want ek dink, vir 'n oomblik, jy weet, nooi julle ons saam met julle op reis, en ek is seker daarvan, soos wat jy gesê het, ons gaan 'n hele paar keer lag, en ons gaan huil, maar belangrikste, ons sienings gaan verander. So baie dankie dat jy hier by ons aangesluit het. Goed, jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning, en jy kan ingeskakel bly, ons is nou weer terug. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner, iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop.
Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Hierdie was net so 'n ou lusmakertjie om vir jou te vertel en te wys. Die nuwe musiekvideo van Venter wat vandag hier by ons is, sy nuwe enkelsnit Liefde by die Dam, en dit was duidelik ook by die Liefde by die Dam geleentheid. Ja, dit was baie exciting musiekvideo. Dit was baie anderste. Bietjie ongemaklik, maar dit was lekker. Ja. Venter, welkom net ook eers hier by ons. Goeiemôre, is lekker om jou weer hierso te hê. Waar die gedagte van Liefde by die Dam nou gekom vir 'n liedjie? Okay, so dit is eintlik nogal 'n interessante storie. Hierdie liedjie het eintlik begin as 'n demo. Nick Jordaan en Gloedik het hom geskryf. Dit was die eerste liedjie wat hulle vir my gestuur het. Wat gesê het, hoor jy, dink hierdie song sal lekker werk by jou. Ja. En ons het toe ons het 'n demo gerekord en toe later aan dink ons weet nie of hierdie so lekker gaan werk nie. Toe gaan ons maar met Deur die Winters, eers die hart van my. En toe dink ons kort 'n bietjie song vir die vir die jonger mense. Want Deur die Winters en die hart van my was altyd 'n bietjie dieper songs geweest. Ja, dit is maar 'n bietjie Liefde by die Dam. En dit is ook lekker, ek meen, dit wys vir jou en dit het 'n bietjie van jou as kunstenaar ietsie anders uitgebring. Jy weet, 'n ou moet maar versatile wees soos hulle sê, ietsie van alles kan doen. Ja, jy moet, dit was ook goed vir my. Lekker, dit wys 'n bietjie ander kant van my. So is lekker om 'n bietjie te groei, dat jy ook vir mense kan wys, ek kan nie net my gitaar staan en vir 'n diep liedjies sing, ek kan ook vir jou lekker musiek bring. Wat het dit vir jou vreemd gemaak om dit, jy weet, fisies by die Liefde by die Dam fees te kon aanbied? Woorde vir my aanbied te kon vervul? Ek dink die vreemdste ding was so seker dat net ek hoor die musiek in die musiekvideo. So soos wat jy nou loop en as nou kameras voor jou en so dan die mense weet nie, die mense dink jy's mal. Hulle kyk so in die video kan jy sien hoe 'n paar mense my so kyk en vir wat doen jy? Maar ja, ek dink dit was maar die vreemdste ding gewees. Hulle het seker gedink jy was super opgewonde vir hierdie Liefde by die Dam. Ja, ek dink ook so. Ek dink jy's so lekker ou. En op die einde van dit alles is vir jou lekker ook wat hierdie liedjie aanbetref. Ek meen, omdat jy gesê het jy wag hom net eers 'n bietjie laat lê hom op die rak, maar nou is hy lekker onder die vel in en Venter kan homself lekker met hierdie liedjie assosieer om dit ook oor te bring vir jou ondersteuners. Ja, nee, dit is vir my baie lekker om hom 'n bietjie uit te bring. Dink ons wag al lank het ons hom kon uitbring. Ons het 'n bietjie getwyfel oor hom, maar ek dink op die einde van die dag het alles net goed uitgewerk. Omdat dit 'n bietjie anders is, het dit jou eie styl ook 'n bietjie half beïnvloed of het jy 'n ander denkrigting ingesit nou? Ek sal sê ja en ook nee, want ek dink alles het 'n bietjie meer
lekkerder song, meer upbeat song. Hy's nog die kern van die song bly maar nog steeds Venter. Ja, so ek dink dit wys 'n klein bietjie iets anders van my, maar ons nog steeds wie ek is as 'n kunstenaar, ja. So wanneer en waar gaan hierdie liedjie beskikbaar wees? So die liedjie kom hierdie Vrydag, 6 Februarie, kom hy uit en hy's op alle digitale platforms beskikbaar. Oral daar wees. En ek moet vir jou sê, ek dink hy gaan nogal baie lekker loop. Dis 'n kleurvolle liedjie, nie net klink hy lekker nie, maar hy lyk ook lekker met die musiekvideo. So knap gedaan daai, jy het omtrent senuwees van staal gehad om tussen al daai mense rond te hardloop. Ag, baie dankie Pieter, ek waardeer. Hoe gaan dit met ek meen obviously jy's nog besig, swat jy? Ja, ek swat nog. So dis die swattings, dis die musiek, hoe hou jy die balle in die lug? Ek probeer maar my bes, dit is baie keer maar bietjie moeilik om by alles uit te kom, maar ek weet ek laat dit om besig te bly. So as ek besig is, dan is ek half in my element. So ja. So wat kry die meeste aandag op hierdie stadium? Hou die musiek jou bietjie besig en dan as jy voel dit het my nou genoeg besig gehou, dan is dit weer tyd vir die werk of soek jy verskoning om by die musiek uit te kom? Ek dink as ek eerlik wees, soek ek altyd verskoning om by die musiek uit te kom. Om eerlik te wees, maar die werk hou jy nogal besig. Maar ek probeer dit maar so balanseer, jy weet, ja. Luister, is nog lekker vroeg in die jaar, gaan ons nog 'n enkelsnit of iets van jou later in die jaar te hore kry hopelik? Ek dink julle kan nog musiek verwag hierdie jaar. So miskien ek sal nie te veel sê nie. Nee, moenie so geheimsinnig wees nou, vriend. Ons wil musiek van jou af hoor. Nee, ja, toe, liefde by die dam. Sien ons jy binnekort weer by een of ander fees en geleentheid? Ja, ek dink van Maart af is ek lekker vol geboek. Ek dink ons doen hierdie jaar is dit KAK&K is op die Pierfees, dit is in die bos. So ek dink hierdie jaar is vir my persoonlik 'n groot jaar wat shows aanbetref. Ja, so ek dink dit gaan lekker wees. So jy swat 2 maande van die jaar of eintlik 'n maand van die jaar, Februarie en dan ja, Februarie en dan skiet ek, hè. Die tyd is jy op die shows. Hoorie maar my vriend, baie dankie vir die heerlike kuiertjie, sterkte met daai swattings en ons kyk uit vir hom, né? Liefde by die dam, wanneer is hy? 6 Februarie. 6 Februarie. Alle digitale platforms. Alle digitale platforms. Ooh, lekkerder kan dit nie raak nie. Venter wat hier by ons kom inloer het wat hierdie oggend aan betref en jy moet uitkyk vir hierdie enetjie eersdaags. Hierdie gaan jou Valentyns hart lekker warm laat klop. 'n week voor Valentynsdag is hy op en liefde by die dam is die een wat ons sal hoor. Dis dan al van ons kant af van vanoggend of vir vanoggend. Van my en die res van die span wens ons julle 'n heerlike dag toe en ons sien mekaar weer môreoggend. Gaan pop gerus ook in by ons YouTube kanaal as jy op ietsie uitgemis het of weer daarna wil loer en luister. Dis waar jy ons sal kry. So van my en almal hier by Goeiemôre, good morning. Ons sien mekaar môre. Erin rasarder as die lug verwarmer en ek sukkel te staan, ek skreeu dan bitter man verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.